Goeiemôre aan al ons pragtige mense. Prys die Here. Gaan dit goed met julle? Het julle lekker gedoedes? Mense, kom sê gou vir Jesus dankie. Dankie Here vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons lewens bygevoeg het, Here. Dankie dat ons weer die voorreg het om na U woord te kan kyk, Here. Al is dit net 'n paar reeltjies, net 'n paar minute, Here. Maar Here, laat dit in ons harte sal vassteek, Here, wat U vir ons wil doen. Vader, ek loof U en ek prys U daarvoor. Mense, vandag se stukkie gaan oor God lei die wat hom vertrou. Die Here wil jou lei as jy hom gaan vertrou. So ons gaan kyk na Psalm 32 en ons kan kyk daar by vers 7. Kom ons begin by vers 7. Hy sê: U is 'n skuilplek vir my. Hoor wat sê Dawid, né? U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. En dan vat ons vers 9 ook. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na jou toe nie. Nou my broer en my sussie, ons almal ken vir Jesus. Ons almal ken vir God. Hy's 'n lankmoedige, hy's 'n sagmoedige God, hy's 'n nederige God. Hy dwing hom nie op onsself af nie. Maar hy gee vir ons versoeke. Hy maak aan ons vir beloftes. Hy nooi my en jou uit. Dawid skryf vir ons in vers 7, hy sê: U is 'n skuilplek vir my. By God kan ek en jy gaan skuil. Waar anderste kan ons werklik gaan skuil? Hy sê: U bewaar my vir benoudheid. Hoeveel keer is ek en jy benoud? Hoeveel keer is ek en jy ge-worried? Weet jy hoekom is ons ge-worried? Want ons ken nie die weg van die Here nie. Of ons ken hom, maar ons weet nie, of ons weet van hom, maar ons ken hom nie. Of ons ken hom, maar ons gebruik hom nie. Ons loop nie daardie pad nie. Dit is wat Jesus by jou sê. Hy sê: U omring my met vrolike gesange van bevryding. Wow, julle ken my. Ek hou van worship. En wanneer ek vir jou sê ek wil worship, dan beweeg jy nader aan die Here toe. En al daardie chains en al daardie boeie en goed breek. Daarom is jy 'n veilige skuilplek. Is Jesus 'n veilige skuilplek vir jou? Maar vers 8 sê hy duidelik vir my en vir jou: Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Jesus wil hê jy moet hom vertrou. As jy hom gaan vertrou dat hy jou skuilplek is, gaan jy hom vertrou dat jy hom moet leer, dat hy jou moet leer om sy weg te stap, sy pad te stap. En dit is nie altyd maklik nie. Ja, ek weet, ek sê optree in elke dagstukkie hierdie ding is nie maklik nie, maar is moontlik. Maar ek kan nie help om dit vir jou te vertel nie. Ek kan nie help om jou aan te moedig nie. Want die Here maak vir my en jou 'n uitnodiging. Hy sê: Ek wil jou onderrig. Ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Die Here wil hê ek en jy moet luister wanneer hy praat. Hy wil hê ons moet op daardie weg wees wat hy ons kan bestuur. Hy wil vir ons wys wat is die regte weg. En dan sê hy vir ons: Ek wil raad gee en ek wil my oog op jou hou. Weet jy wat? Hy los jou nie net alleen nie, maar hy wil jou raad gee. Hy wil jou nuwe insig gee, hy wil jou nuwe wysheid gee, hy wil jou nuwe kennis gee, soos wat die Salomo van Spreuke sê. Maar hy sê vir ons, hy sê: My oog sal ek op jou hou. Daai oog sal nooit van jou afgaan nie, maar jy moet hom vertrou. Jy kan in watter situasie wees, God sal jou daaruit lei. Hy sal jou lei op die pad wat hy jou wil lei. Nie jou pad nie, maar God se pad. Daarom sê ons: Here, U wil en nie my wil nie. En vers 9 sê hy: Wees nie soos 'n perd of soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. 'n Dwaas het nie verstand nie. Jy wat nie God wil dien nie, het nie verstand nie. Hoor wat ek jou sê vandag. Jy's besig om jouself te mislei. Jy's besig om mense om jou te mislei. Maar Jesus sê: Moenie soos 'n perd en 'n muilesel wees wat nie verstand het nie. Gebruik daai verstand. Want hoekom? Hy sê in vers 8: Ek wil jou onderrig. Die Here wil jou nuwe wysheid, nuwe kennis, nuwe insig wil hy vir jou gee om die pad saam met hom te kan stap. Is jy vandag gereed om 'n pad met Jesus te stap? Is jy vandag gereed om hom ten volle te vertrou? Want as jy is,
Dan kan ons gaan kyk na 2 Timoteus. Kom ons gaan kyk na 2 Timoteus. Hou net gou vas dat ek dit daar uitkom by dit, né? 2 Timoteus 4. 2 Timoteus 4. Kyk, vers 7, hy sê, ek het 'n goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Vers 8. Hy sê verder is vir my gegee. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige regter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hy sê in vers 7 sê hy vir my en vir jou, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het geloof behou. My broer, my suster, as jy nou teruggaan na Psalm 32 toe, dan sê hy vir jou, hy wil jou onderrig. Jy moenie soos 'n muilesel wees nie, jy moenie soos 'n perd wees nie. Hy sê in vers 7 sê hy vir jou dat jy kan by hom gaan skuil. En as jy hierdie dinge gedoen het en hom ten volle vertrou het, wil ek vandag vir jou sê in vers 7 vir jou, daardie wedloop wat jy gehardloop het, wat jy gestry het, het jy volëindig. Jy het hom deurgehardloop en die kroon van die ewige lewe wag vir jou. Wow! Mense, is ek en jy nie bevoorreg nie. Here, hoe gaan ons ooit vir u genoeg dankie sê vir wat u vir ons doen? Here, vir u wysheid, u kennis, Here, wat u vir ons wil gee, Vader, wil ek vir u dankie sê. Dankie dat u nie selfsugtig is, Here. Dankie dat u ons wil onderrig, Here. Dankie dat u wil hê ons moet by u kom skuilings vind, Here, en nie by die wêreld, Here. Maar Here, help ons dat ons ten volle in u gaan vertrou, Here, en ons geloof ten volle in u sal sit, Here. Vader, ek wil u ook vra, Here, soos wat vers 7 in 2 Timoteus 4:7 vir ons sê, Here, ons het hierdie wedloop gestry, Here, en ons het hom volëindig, maar ons het ons geloof behou. Dit is die belangrike, Here, om hierdie wedloop te hardloop en om te volëindig, het ons geloof in u nodig. Help ons, Here, dat ons nooit ons geloof sal prysgee nie, Here, maar dat ons sal volhard in u woord. Here, seën ons verder deur hierdie dag. Behoed en bespaar ons, Here. Ek maak ons toe onder u bloed en seël ons af met 'n kring van die Heilige Gees. Here, ek bid dit in die almagtige naam van Koning Jesus. Amen en amen en amen. My boetie, my sussie, hou vas aan Jesus Christus. Hou vas aan Jesus Christus. Amen.